sê baie welkom ook so saam met ons op hierdie manier. So kom ons word net stil by die Here en ons begin ook vanoggend in sy naam. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons so 'n paar aanbiddingsliedere. As dit dalk bietjie lank raak, dan kan julle, as julle welkom om te sit, maar en soos ek sê, as daar dalk 'n glipsie is met die advertensietjies, verskoon maar asseblief, hoor. Maar kom ons staan en sing ons lekker saam.
Father, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Praise His name forever.
Dankie, ek dink julle is al moeg gestaan, julle kan maar sit. Die wat wil staan as ons die gebed doen, julle is welkom. Kom ons sluit net die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, wanneer ons vanoggend op hierdie spesiale dag so as u kinders bymekaar is en ons sing hierdie liedere, ons word net weer herinner oor waaroor hierdie dag gaan, Here, dan word ons harte warm, want ons voel u liefde. Ons voel die liefde wat so groot is dat u troon verlaat het, Here Jesus, en kom mens word het vir ons in die stal in Bethlehem, om later vir ons aan die kruis te sou kom sterwe, en hierdie swaar pad te moes stap vir elkeen van ons wat hier sit ook vanoggend. Here, ons bid dat hierdie dag oor die wêreld vir die regte redes gevier sal word, en ons bid vir daardie wat dit wel die sal doen, wat waaroor dit net gaan oor persente en oor allerhande partytjies en dinge wat glad nie in hierdie dag eers aan u dink en waaroor dit gaan nie. Ons bid dat hulle die lig sal sien. U wat die lig is vir die wêreld, Here, mag hulle na u toe kom, soos 'n mot wat na die lig getrek word, Here. Mag ons die lig skyn en mag ons ook nooit ophou om die goeie boodskap, die evangelie ook van vrede aan hierdie mense te bring nie. Ons loof en ons prys u in Jesus se naam. Amen. Andre, ek dink jy kan vir ons die skrifgedeeltes regkry. Ons gaan vanoggend lees 2 gedeeltes uit die Here se woord uit. Die eerste daarso is Jesaja 9 vers 5 en 6. Ons sal nou vir Andre vra om terug te kom, maar ek het doelbewus het ek ook die sal gedeeltetjies met rooi het ek gehighlight, so ek hoop julle sal sien iets van sal die hele tyd wat hier deurkom. So Jesaja 9 vers 5 en 6 sê vir ons, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. En dan in die Nuwe Testament, Lukas 2, ons lees daarvan vers 10 tot 14. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Tot sover. Ek hoop julle hoor hierdie ding van vrede vanoggend, want dit is so nodig om te sien dat ons moet vrede ervaar in hierdie moeilike tyd. En nou is die vraag vanoggend, vrede op aarde, sê beide skrifgedeeltes van ons, hierdie Jesus wat die vredevors sal wees, maar is dit regtig? Is dit regtig wat ons beleef in hierdie tyd, of voel ons iets van onmin en van wanorde en van risie en van oorlog in hierdie tyd waarin ons lewe? So waar het dit alles begin? Dit het alles wat toe God geskaap het, was alles perfek. Adam en Eva in die tuin van Eden, saam met God gewandel, perfekte harmonie, totdat die mens gekies het om die sonde in die wêreld te bring, deur ongehoorsaam te wees aan God se bevel om te sê, moenie van die 2 bome in die middel van die tuin eet nie, en hulle eet van die tuin, in die tuin van die boom van kennis van goed en verkwaad, en daarso loop alles verkeerd. Daarso breek dit. Daarso is dit soos hierdie kar wat se engine wat jy so partykeer as jy so ry, dan staan daai bonnet so oop of die kap so oop en nou is daai ding stikken. En wat moet ons nou doen? Nou moet ons regmaak om verder te gaan. En dit is presies waaroor Kersfees gaan. Kersfees gaan oor God wat dit wat die mens kom stikken het, moet hy heel maak. En gelukkig het hy van Genesis 3:15 af
vir die mense gesê, dat hy sal die regmaakplan sal hy in werking stel. En soos ek sê, van die begin af is alles stukkend. Die eerste 2 broers, Kain en Abel, slaan die een die ander dood. Onmiddellik is dit chaos in die wêreld. Onmiddellik is dinge stikkend en in chaos en God sien al hierdie dinge raak. So die sonde het alles kom stikkend maak, maar God laat dit nie daar nie. Hy sê vir ons deur die eeue, ons moenie moed verloor nie. En daarom van Genesis af, die heeltyd deur die profete en deur al die dinge wat gebeur, sê God, selfs dink aan die uittog uit Egipte uit, waar die bloed aan die kusyne moes gesmeer word, wat alles vooruitwys na wat Jesus Christus sou kom doen het. Daardie Paasfees wat hulle ingestel het, die lammetjie wat geslag moes word, wie se bloed aan die kusyne moes wees, is presies waar Jesus se bloed gevloei het. En so wys God vir ons die heeltyd vooruit, ek gaan herstel, julle moet net geduldig wees, want ek het 'n groot plan. Soos wat ek gesê het, as jy mense kyk vanoggend hoeveel keer die woordjie sal voorkom. Nou as enige een van julle vir my sê, ek sal dit doen, ek sal dit miskien glo dit afhangend van wie dit kom. Maar as God sê in sy woord, ek sal, dan kan jy daarop staan. En dan sien ons, wat sê hy alles sal hy doen? Hy sal heers. So te midde van hierdie chaos wat ons tans beleef, te midde van alles in die wêreld wat so stikkend is God in beheer. Hy sal heers. Jesus sit nie in die hemel en net van ons vergeet nie. Hy heers. En hy het voorspel toe hy op aarde was en ons het daardeur gewerk in ons profetiese rede oor die eindtye dat Jesus het opgevaar en hy heers en hy sal op die regte tyd sal hy terugkom. Hy het nie van ons vergeet nie. Hy het gesê hierdie aarde gaan in chaos verval voordat hy gaan kom. Daar gaan 'n groot verdrukking wees. Dinge gaan nie makliker raak nie. Maar ons onthou, ons is op hierdie aarde vir 'n tydelike gedeelte. Ons is tentmakers, ons is nou hierso, maar ons eindstreep is die nuwe Jerusalem, die nuwe stad wat God vir ons in gereedheid gaan bring. En dan die tweede ding wat hy sê, hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Let net op die name wat hy genoem word. Wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Dit is wat hy sal genoem word. So die mense wat wil God en Jesus ontken, hulle sal eendag wel die knie buig. Ons bid net dis voordat dit te laat is, voordat daardie tweede koms van Christus plaasvind en elke knie sal buig en elke tong sal bely Jesus Christus is die Here. Maar vir daardie wat hom nie aangeneem het nie, gaan dit 'n verskriklike dag word. So ek glo dat elkeen van ons wat vanoggend hierso sit, erken Jesus vir hierdie wonderlike name wie hy is. Hy sê sy heerskappy sal uitbrei. Dit sal uitbrei. Dink aan 12 disippels wat Christus gevolg het en 'n handjievol mense en nou is Christendom oor die hele wêreld want Jesus en God het gesê sy heerskappy sal uitbrei en dit brei daagliks uit. Daagliks kom daar nog mense tot bekering en gee hulle harte vir die Here. So dit sal uitbrei alhoewel dit vir ons lyk die wêreld word al hoe donkerder en donkerder, is daar tog nog mense wat hulle harte daagliks vir die Here gee. En daarom laat hy wag totdat daar die volle getal daar is wanneer hy sy seun sal stuur om ons te kom haal. Dan sê dit, hy sal vrede en voorspoed bring. En ons moet onsself herinner aan hierdie dinge, want dit lyk nie vir ons of daar vrede en voorspoed is nie. Ons praat vanoggend weer hierso voor die tyd van ons dorp, dis daarom verskriklik wat hierdie jaar gebeur het en soveel onsekerhede en goede, maar ons moet staan op hierdie beloftes. As die Here sê hy sal vrede en voorspoed bring midde in ons omstandighede, dan hou ons daaraan vas, want waar een ander sal ons gaan vir ons hoop. Daarom ook laat ek vanoggend met Psalm 121 begin. Ek slaan my oë op na die berge, my hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat my ook vasmaak, wat my gemaak het, wat my by die naam ken, wat my sal dra en al moet hy soos vir Elia met die kraaie voer, dan sal hy vir my ook in my donkerste ure kraaie stuur om my te kom voer. Letterlik of figuurlik gesproke. Hy sal op die troon van Dawid sit. En ons weet dit is hoe dit is. Dit is
dat Jesus is uit die nageslag van Dawid gebore in die stal in Bethlehem, want hy moes daardeur bewys dat hy is die Messias wat hulle verwag het. Daarom laat Matteus begin, die hele Nuwe Testament begin met die geslagregister van Jesus Christus. En dan sien jy van Abraham af 14 geslagte tot by koning Dawid. Van koning Dawid 14 geslagte tot by ballingskap. Van ballingskap 14 geslagte tot die koms van Jesus Christus. So perfek is God in sy plan. Sy absolute tye en getalle en alles weet hy die beste van, want hy heers en hy sit op die troon van Dawid. En hy sal sy koninkryk vestig. So mense, te midde van al die chaos, te midde van al die gebrokenheid en die hartseer en die pyn wat ons beleef, weet ons God regeer. Nou hoe sal hy sy koninkryk vestig en in stand hou? Dan staan daar die reg en geregtigheid. So die mense kan dalk nou dink, hulle kom weg met moord, of hulle kom weg met allerhande dinge. Maar eendag gaan die regter kom, en hy gaan daar staan. En vir ons wat die Here Jesus aangeneem het, sê Romeine vir ons, daar is vir ons geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus glo nie. Maar vir die wat hom nie ken nie, of ek dink almal ken hom, maar ken Christus jou, het ons ook al in hierdie tyd gesê. Ons almal ken vir een of ander groot rugby speler, almal ken vir Siya Kolisi dalk, maar ken Siya Kolisi vir jou. Die ding is, die verhouding moet van twee kante afkom, dit kan nie net van een kant af. Ja, Jesus ken almal, maar leef jy in daai verhouding met hom, en eendag sal jy die nie moet buig. Vir ewig en vir altyd sal sy koninkryk staan. Ons weet dat dit is 'n ewige lewe. Dit gaan nie ophou nie. Die tyd sal weggeneem word. Dit was die heel eerste ding wat God in die begin gestel het. In die begin, dit beteken in die begin van alles tyd begin ontstaan. Maar op die einde gaan daai ding weer wegval. Dan gaan daar nie meer tyd wees nie. Daar gaan net 'n ewigheid wees. Ons kan dit nie verstaan nie. So die eerste ding wat God mee begin het, gaan die laaste ding wees wat hy wegvat, en dit is tyd. Dan is dit 'n ewigheid. En die onverdeelde trou van die Here die Almagtigheid sal daarvoor sorg. So God is in beheer. God sê hierdie dinge. Hy sal daarvoor sorg. Gelukkig hy en nie enige mens of president of enige politieke leier in die wêreld nie. God sal sorg dat hierdie goed gebeur. Op die regte tyd. Op sy manier. Net soos die perfekte tyd vir Jesus vir sy eerste koms was, sal daar 'n perfekte tyd vir sy tweede koms wees. En God weet wanneer daai tyd is. Nie eers die seun weet wanneer dit sal wees nie. So, hoe voel jy vandag? Glo jy hierdie dinge? Glo jy dat God is 'n God van vrede en voorspoed en dat hy net die beste vir ons in gedagte het? Of voel jy dalk dat God het beheer verloor oor alles? Die wêreld het te groot geword vir God om dit onder beheer te hou. Voel dit vir jou dalk vanoggend of jou hele lewe uitmekaar uitval? Alles lyk net asof dit net teespoed op teespoed op teespoed is wat met my gebeur. Partykeer breek die kar en dan die volgende oomblik die wasmasjien en die hond moet veearts toe en dit voel net vir jou, dit raak net al hoe meer en meer en jy weet nie meer waantoe nie. So wanneer gaan ons dan vir ons hoop? Wat gee vir ons hoop? Ons moet gaan kyk na die geskiedenis. Gaan kyk 'n bietjie in jou woord in die Bybel, gaan lees dit bietjie deur, gaan kyk na ander mense se verhale en dit gee vir ons hoop. Dink aan Job. Job verloor sy vrou, hy verloor al sy geld, hy verloor alles wat hy het. Groot chaos kom oor Job se lewe. Maar tog glo hy, die Here het gegee en die Here het geneem, maar nogtans sal ek die Here prys. Miskien is dit vir ons 'n toets. Prys ons net die Here wanneer dit met ons goed gaan, of prys ons hom ongeag wat in ons lewe aan die gebeur is. Dink aan Josef wat in 'n put gegooi word deur sy broers, wat dan by Potifar opeindig en dan word hy weer beskuldig dat hy met sy vrou verhouding het en dan sy weer onder in die tronk en dan, maar God het 'n plan. In al hierdie chaos wat vir Josef moes gelyk het na waar is my God, het God 'n plan. Hy wil vir Josef plaas in Egipte, want hy wil Israel daartoe, Jakob en al sy kinders daartoe bring, wat hy wil vir ons 'n pad wys. En waar Jesus se lewe begin, nadat hy gebore is. Hy moes na Egipte vlug saam met sy ouers.
En van daar af, want God wys vir ons hierdie sirkel wat in die Ou Testament gebeur het met Moses en hoe alles gegaan het na die beloofde land toe, net so gebeur het met Jesus. Jesus sê Hebreërs vir ons is die beter Moses, want Jesus het ook gekom. Hy was ook 'n seentjie wat moes vlug na Egipte en hy moes vanuit Egipte uit ons plek van slawerny, die sonde. Ons Egipte is die sonde wat ons vashou, wat ons bind, wat ons in slawerny het. En Jesus bring ons na ons beloofde land, die beter beloofde land, nie die land Kanaan nie, nee, die ewige lewe as jy in hom glo. Dink aan Paulus hulle en al hierdie mense, disippels in die Nuwe Testament, hoe wreed hulle gemartel is en vervolg is omdat hulle die woord van God verkondig het. Ek wil vra Andre, kan ons dalk daai skyfie met die gedig opkry asseblief, I heard the bells on Christmas Day. Ek wil vir julle net hierdie gediggie lees, julle het dit op die agter op die bord, en dan gaan ek vir julle vertel waaroor hierdie gedig gaan. I heard the bells on Christmas Day, their old familiar carols play, and wild and sweet the words repeat, of peace on earth, goodwill to men. I thought how, as the day had come, the belfries of the Christendom had rolled along the unbroken song of peace on earth, goodwill to man. En dit is nog alles positief, maar dan kom hierdie persoon hoor die klokke lui, en hy vra wat sing hierdie klokke vir hom, en dan sê hy, and in despair I bowed my head, there is no peace on earth, I said, for hate is strong and mocks the song of peace on earth, goodwill to men. Then pealed the bells more loud and deep, en dit is nou weer die keerpunt. Hy herinner homself, God is not dead, nor does he sleep. The wrong shall fail, the right prevail, with peace on earth, goodwill to men. Till ringing, singing on its way, the world revolved from night to day. A voice, a chime, a chant sublime, of peace on earth, goodwill to man. Nou Henry Wadsworth Longfellow, wat hierdie gedig skryf in 1863, skryf hierdie gedig terwyl hy by sy venster sit en uitkyk. Nou wat het sopas gebeur? Sy vrou se rok, julle moet onthou, daai tyd in die 1800s het hulle het sulke stywe ondergoedjies gedruk om hulle 'n bietjie so in shape te kry, en dan het hulle hierdie rokke wat hulle so 3 ouens moes agter staan en die toutjies vastrek, en dit was geweldige groot goede. Ek dink julle almal is bly wat vrouens is, julle hoef nie meer so aan te trek nie. Maar nou slaan daai rok aan die brand, en hoe kry jy haar daar uit? En sy vrou brand dood, en hy verbrand hom so ernstig om haar te probeer red, dat hy nie eens haar eie begrafnis kon bywoon nie. Midde in dit alles is daar 'n burgeroorlog, wat is daai oorlog, julle almal ken dit van waar die Amerikaners op nou maar tot 'n land gekom met daai burgeroorlog, en sy seun word gewond. Sy seun lê in hierdie bed en hy's besig om hom te versorg, en hy lê amper op sterwe, gelukkig dat die seun toe gesond word, en hy sit en hy sien hierdie oorlog hier om hom, en dit is net chaos, en hy skryf hierdie gedig. Hy skryf in hierdie Kersfees, hoe kan daar vrede op aarde wees? Dit soos hy sê, dit mocks the song. Dit maak 'n bespotting, hierdie goede van wat in die Bybel staan, van vrede op aarde. Dis alles behalwe vrede. Maar dan herinner hy homself net weer, wie is in beheer? God is in beheer. En God het gesê, ek sal jou vashou. Ek het jou by die naam geroep, ek sal jou vashou. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal nie vrees nie, want die Here is my herder, hy sal my deur. Ons moet onsself die heeltyd terugbring na die boodskap ook wat Kersfees vir ons inhou, en dit is vrede op aarde. Teenoor die werklikheid van oorlog, dood, wanhoop, verhoudings wat uitmekaar uitskeur, werke wat verloor, wat nie meer bestaan nie, 'n man wat sy alles verloor, en midde in dit moet ons onsself net weer onthou. God het gesê vrede op aarde vir die mens in wie hy ek welbehae het.
Hy het ons lief, hy sien hierdie dinge. Hy het gesê in Johannes, op hierdie aarde gaan julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, ek het die aarde oorwin. En dit is aan hierdie beloftes wat ons moet vashou. Ons weet dat Hebreërs 11 vers 6 sê dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. God gaan jou geloof kom toets. En hoe kan hy dit toets anderster as om soos die suiweraar van goud te sit wat dit oor 'n vuur hou? Hierdie moeilike omstandighede is om te kyk en God hou jou dop. Waarna toe gaan jy vir jou hulp? Gaan jy na jou bankrekening toe? Gaan jy na jou, hoe sê die Engels, jou connections toe wat vir jou dalk kan help om jou uit hierdie gemors uit te probeer? Waartoe gaan jy? Of is die heel eerste plek wanneer hierdie goed oor jou pad kom op jou knieë? Of probeer jy self hierdie dingetjies regmaak? En dan gewoonlik wat ons doen, ons het nou alles self probeer. Al ons geld is op, al ons connections is op, al ons self eie probeer is nou op, en dan sê ons, Here, ek kan nie meer nie. Dan gaan ons eers heel laaste gewoonlik na God toe. Plek ons van die begin af net op ons knie gaan en sê, Here, asseblief, U ken my. U weet hoe swaar ek kry. Hou my vas, moet my nie laat gaan nie. Maak nie saak hoe donker die wêreld is nie, ek weet U is die goeie herder, en ek sal staan daarop en ek sal val daarop, want waar anderster gaan ek my hoop vandaan kry? So die hart van hierdie gedig is ook, dat hy met vreugde in die wanhoop kan sê, for hy is strong, maar dan daai kragtige geloofsbelijdenis, God is not dead, nor does he sleep, the wrong shall fail, the right prevail. So ook in hierdie donker wêreld, hierdie goeie sal verbygaan, hierdie donker aarde met al die oorloop, met al die stikkendheid van hierdie, dit sal verbygaan en God se heerlikheid en sy reg sal deurbreek op die regte tyd, wanneer God daar dit voorbestem het. Nou ja, ons kan nou sê, maar hierdie was nou in 'n oorlog geskryf, is ons in 'n oorlog? Definitief. Ons is in 'n oorlog vir gesinne wat uitmekaar spat. Ons is in 'n oorlog van mense wat hulle werk verloor. Ons is bo alles in 'n geestelike oorlog wat gaan oor siele. Soos wat ek nou sê, hoeveel mensies is ons vandag hierso en hoeveel mense is daar buite in die wêreld wat dit glad nie eens dink aan Kersfees nie. Ek praat nie van die mense wat vandag so gelukkig is om op vakansie te wees, maar hulle is Christene en iewers in hierdie dag gaan dit vir hulle nog om die regte rede. Ek praat nie van hulle nie. Ek praat oor mense wat hulle rug op God begin draai het, wat weggestap het en gesê het, hierdie vrede op aarde is nie meer vir my nie. God het beheer verloor. Ek dink nie daar is 'n God nie, want kyk hoe lyk dit daar buite. Nee, ons weet ons is midde in 'n oorlog. En dan wat is daai wapenrusting? Eerstens daai waarheid as gordel. Daai waarheid waarvan ons ook in ons teks gepraat het. Hy is 'n God van waarheid. Trek hom aan, laat dit alles ophou, laat jy kan vas staan. Vryspraak as die borsharnas, dit beskerm jou hart. Die borsharnas is dit wat jou hart beskerm, so jou vryspraak. Die Here het jou lief, hy het vir jou gesterwe, ons gaan net nou die nagmaal gebruik. Dit is die teken dat God het jou vrygekoop as 'n borsharnas. Jy moet jouself, jou hart daarmee beskerm. Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan jou voete. Belangrik, ons moet daai vrede en vir mense daai hoop gaan gee. Geloof as skild, want die aanslag gaan kom en die pile gaan kom en jy gaan moet geloof hê. Wanneer jy jou werk verloor, dan moet jy dit hê. As jou huwelik op die rotse is, moet jy daai skild hê en sê nee. Ek het geloof, God is groter as enige probleem wat oor my kan kom. Jou verlossing, dit wat jou denke beskerm as helm. Jou verlossing wat jy het in Jesus Christus. Onthou, hy het jou lief. Onthou, hy het jou tot die dood toe lief. Hy sal jou nie los nie. So jy moet dit die heeltyd jou denke daarmee volmaak en dan die woord van God is jou swaard. Jy staan op daai beloftes van God. Jy bid dit wanneer jy op jou knie is, wanneer jy in daai moeilikste tye is. Jy staan op die beloftes van God. En jy moet dit jouself herinner, wie is hy? Sê dan daai psalms op. Sê daai Psalm 23, Psalm 121, daai Jesajas wat sê, al gaan jy deur hierdie rivier, dit sal jou nie meesleep nie, al gaan jy in 'n brandende vuuroond, dit sal jou nie eers skroei nie. Dit is God en jy moet jouself die hele tyd herinner, want dit raak donkerder. Maar hoe donkerder dit raak, hoe meer kan ons lig laat skyn.
hoe meer kan ons vir die mense hierdie hoop gee. Ook hierdie hoop wat Longfellow besef het, dat daai klokke sê vanoggend, daai Kersfeesklokke sê vanoggend vir ons, God is nog nie klaar met ons nie. Hy kom ons weerhaal. Hoe swaar jy ook al nou kry, hoe moeilik dit nou vir jou is, hy gaan kom en hy gaan vir jou iets beters bring. En gaan kyk dan na die Josef, gaan kyk na die Jobs. Op die einde van die dag het Josef die tweede in bevel van die hele Egipte geword. Job het dubbel gekry dit wat hy in die begin gehad het, maar dit was 'n harde paadjie. Maar God het vir ons almal iets beters in gedagte. So maak nie saak waar jy jouself nou bevind nie, jy gaan met jouself net herinner, God gaan vir my iets beters gee. Al kan ek dit nie nou sien nie, al voel dit vir my ek is in hierdie put, en nou staan jou broers hier bo en sê, gaan ons jou doodmaak, gaan ons jou verkoop, gaan ons jou doodmaak, gaan ons jou verkoop. En jy hoor hierdie goede, jy hoor hierdie uittaard van die boosheid, maar jy moet jouself net herinner, ek is in God se hand. En niks gaan my uit sy hand uitdruk nie, dit wat Romeine ook vir ons sê. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. En nagmaal is een van daai dinge wat ons herinner, so lief het God jou, dat hy sy seun gegee het. En wanneer ons nou die nagmaal gaan gebruik, dan gaan ons self net weer dankie sê, Here ook vir Kersfees, maar wat dit oorgegaan het na die kruis van Christus, wat vir ons so lief is, dat hy vir ons die pad na die ewigheid kom oopmaak het. Ek gaan vra Andre, as ons dalk kan daai videoetjie regkry, hierdie is die lied van daai video, en daarna sal ons na die nagmaaltafel oorgaan. Hoop ons kry hom op. Weet nie as hy so een keer nog skiep of wat ook al, of hy gaan verbygaan nie. Ek gaan vra terwyl ons nog probeer om hom reg te kry, dat die mense wat gaan help uitdeel, en dan die wat saam met my gaan voorsit, dat julle na vore sal kom. Kom ons wag eers aan dit om reg. 1963. The war between the states raged mercilessly. Antietam, Vicksburg, Gettysburg, Chickamauga. Sons, fathers, and brothers from Mississippi to Maine had not come home for Christmas, and many would never return. Poet Henry Wadsworth Longfellow sat in Cambridge, Massachusetts, pondering the state of the world around him. Longfellow had been widowed for 2 years since his wife's dress tragically caught fire, and his son, Charles, was now seriously wounded, having been injured on December 1st by a Confederate bullet at the Battle of New Hope Church. As he sat nursing his son on the long road to recovery, listening to the church bells pealing forth Christmas tidings, he struggled with the message of the angels proclaiming, "Peace on earth, goodwill towards men," and he took up his pen and wrote.
Dankie, kan ek nou vra dat die tafel vir ons gereed gemaak word en dat die wat saam met my gaan voorsit ook dan net by my aansluit asseblief. As daar, ek sien hier is 'n hele paar besoekers hier so by ons vanoggend. Julle is baie welkom om saam met ons die nagmaal te gebruik. Vir die kindertjies is daar in die middelste rytjie of die binneste rytjie is druiwesap, die naaste aan die broodjies is druiwesap en aan die buitenste rytjie is die nagmaalwyn, so vir die wat die wyn wil gebruik. Ons sal ook later vra wie die groot beker wil gebruik en as julle die vrymoedigheid het ook om die nagmaal by julle eie gemeentes te gebruik, is julle ook welkom om dit by ons te gebruik. Ons vra net dat die kinders onder toesig van hulle ouers dan net die nagmaal sal gebruik, laat dit net vir die regte rede sal gebruik word. En dan wanneer ons later klaar is, buite by die deure sal daar mandjies wees. Julle kan net julle glasies asseblief vir ons uitvat en dit net vir ons in die mandjies plaas by die deure. Sal baie dankbaar wees. Baie dankie. Ons gaan die tekens uitdeel en dan sal ons die nagmaal instel. Ons sien aan hierdie kant almal tekens gekry. Hierdie kant lyk my so baie dankie. Die wat uitgedeel het julle vir julleself gekry. Ons raak net vir 'n oomblik stil. Ek weet, soos wat ons nou gehoor het, sonder die manier om dinge uitmekaar uit te skeer en dinge stikkend te maak. Maar dit wat jy nou in jou hande vashou, is dit wat God vir ons sê, ek sal weet wie jy heel maak. En deur sy seun se bloed en sy liggaam vir ons op te offer, sal daar weer herstel kom. En sal alles weer wees soos wat in die begin was, toe God alles perfek geskaap het. So vir julle wat geliefdes het aan die ander kant van die wêreld wat vandag dalk 'n moeilike dag het, mag ons onthou, ons eindstreep gaan ons vir ewig saam wees en ons sien so uit met verlange na daai dag. So kom ek gee net so 'n oomblik vir stil gebed en dan sal ek vir ons 'n gebed doen en dan sal ons die nagmaal instel.
Here, ek dink so aan daai lied, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat U Seun vir ons gestuur het om ons sondes te versoen, Here. Here, dankie dat U nog altyd die plan gehad het en deur die koms van Christus dit net in realiteit kom bewys het dat U gaan alles kom heel maak wat stikkend is. En Here, ons sien uit na daardie dag wanneer daar vir ons 'n tyd gaan aanbreek waar ons vir ewig saam met U gaan wees, waar daar geen pyn en hartseer en bekommernisse ooit weer sal wees nie. Here, ek wil vra dat daardie mense wat vanoggend hier sit, wat verlang, wat baie hartseer en pyn beleef, vir wie Kersdag 2025 dalk nie so maklik en 'n lekker dag is soos wat dit behoort te wees nie, Here, dat U ook daardie mense se harte sal aanraak, dat U daardie wonde sal genees, dat U daardie gemis en verlange ook sal beter maak vir hulle. Dankie dat ons boeties en sissies in Christus het, dat ons nooit deur hierdie tye alleen hoef te gaan nie, dat ons daar kan wees vir mekaar. Here, al is dit net 'n skouer om op te huil. Partykeer het ons nie die antwoorde nie. Partykeer voel dit vir ons moet U verdedig en teksverse uit die Bybel gaan haal en Here, nee, ons weet alles werk ten goeie mee. Alles sal oorloop na iets beters toe. Ons moet U net vertrou. Dankie vir hierdie verbintenismaaltyd waar ons ook nou net weer herinner gaan word dat U het Uself aan ons verbind en U sal alles kom beter maak. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Broers en susters, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Kan ek net 'n aanduiding kry wie van almal die groot beker gebruik? Is daar iemand wat ek hier nie raak gesien het nie? Ja, lyk my so. Here, baie dankie vir hierdie oggend. Baie dankie dat ons ook net deur die gebruik van die nagmaal net weer versterk kan word en onthou dat U het nie daardie prys vir ons kom betaal nie. U gaan kom om ons weer te kom haal. Mag ons elke dag reg wees daaraan. Mag ons reg wees en ons kon self elke dag op U woord beroep en onthou wat 'n wonderlike beloftes U in U woord gemaak het. En dat ons daarin sal staan en sal vashou wanneer dit voel of ons kragte net heeltemal wil ingee, want soos Paulus gesê het, wanneer ons swak is U sterk. Dankie Here dat U ons nooit alleen los nie, maar laat U saam met ons in die vuurwind is, saam met ons deur die riviere en vloed gaan deurgaan, Here, sonder dat dit ons nie sal meesleer. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ek kan op julle plekke inneem. Andre, ek dink daar is nog so laaste lied, as jy ons sal kan regkry, dankie.
enetjie, dankie. Daar is hy. Kom ons staan dan, sluit ons af met hierdie lied. Mag julle elkeen saam met julle geliefdes en die waarmee julle vandag die dag spandeer net regtig die Here Jesus se liefde ook so ervaar in julle saam wees. Ontvang dan sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God wat jou so liefhet dat hy sy seun vir jou gestuur het om aan die kruis te hang, om vir al jou sondes te betaal, en die gemeenskap van sy Heilige Gees wat jou vertrooster is, sal met jou wees tot in alle ewigheid. Amen.